Welkom terug, dit is Kersfees, of Kersfees is om die draai en ons het ook vir 'n dag vir jou gevra, wat is jou Kerstradisie? So dit is dan so gepas om twee pragtige kunstenaars volgende wil hê. Ja, Fransje van Rensburg en Charlize Berg kom kuier en gesels oor 'n splinter nuwe Kersfees liedjie volgende. Goeiemôre julle. Môre Pierre, hallo Jane. Hallo Charlize. Hallo. Ek vroeg, ek weet nie hoe doen julle dit elke oggend nie, maar hallo Man, jy almal. raak gewoon daaraan. Maar is lekker as jy so vroeg You're my opstaan. white fresh way. nee. White Baie together. jealous. Dankie, ons vat die kompliment. Hoor julle, nou dat ons ook vir die mense vra wat is hulle Kerstradisies, het julle twee Kerstradisies. Ons vra dit so half op Kersdag of soos net leading up to Kersdag. Is daar iets wat jy en jou gesin of jy en jou familie altyd doen? Charlize, jy's 'n ma en jy's 'n vrou se koufis. Ek sal die ysbrekertjie wees. Okay, so ons doen altyd 11 van the shelf. So ons het tweeetjies. Ja. Pieter en Pousie en hulle jaag allerhande gemors en twakkies aan veral in mamma se kombuis. Okay. En die kinders freak so uit daaroor. Ali glo volstrak met haar hele hartjie. Ek is dalk 'n 11 van die Noordpool af as gevolg van die oortjies. Okay. Maar dis 'n Kerstradisie en dan buiten dit familietyd saam met my maale onder 'n Kersboom, ou Kersaand. My broers, ons as 'n gesin en 'n familie kom bymekaar en ons maak net geskenke oop, eet lekker kos en ja, dis my gunsteling deel van Kersfees. Dis daai familietyd. Eet lekker kos. So wat ons doen is ons het mos nou obviously almal twee families. So die een Kersfees is dit my pa se kant en die ander Kersfees is my ma se Jy kry kant. met double whammy. Ja, mens moet lekker. beurte maak. So Ja. dan my oom is die koshuisvader in Piet Retief. Dan gaan ons gewoonlik na die koshuis toe. Dan het ons 'n swembad. Dan speel ons lekker. action cricket. So dan het ons 'n hele flipping koshuis vir onsself. So dis een van ons Kerstradisies. Ja, Dis oulik. dis special. Dit is, en ek dink dit is so belangrik om dit te vier, Kersfees te vier en die familietyd waaroor julle albei gepraat het. Dit is my mooi om dit ook te hoor. Nou julle het hierdie pragtige liedjie Geseënde Kersfees, maar voordat ons praat oor waar gaan die liedjie, hoe het julle besluit om saam te sing? Wel, ek het basies 'n geweer teen Charlize se O, ek kop het gehou en sê sy moet saam met my Dis liedjie. mooi. Nee, ek het 2 jaar terug het 'n Kersfees liedjie uitgebring, Kersfees maand, en toe kom ek by Dion die vervaardiger en toe sê ek soos, my gat, ek wil soos 'n nuwe Kersfees liedjie in Afrikaans skryf. Yes. En toe het Charlize op daai stadium met Dion 'n ander liedjie wat nog uitkom, rekord en toe speel hy dit vir my, ek weet nie of jy dit weet nie, Charlize, in die studio. Hy mag maar. En toe speel hy dit vir my en sê, maar hoekom vra nie vir Charlize om dit as 'n duet te sing nie? Toe sê ek, dink jy nou Charlize Berg sal saam my 'n liedjie sing? Toe sê hy, ek kan maar net vra en toe vra ek en toe wat sê hy? Ag ek meen. François is so 'n mooi persoon van binne en buite en ek kan onthou een van die gesprekke wat ons gehad het op 'n interview. Ek dink dit was rondom hoogtyd voor die jaar. Toe mention jy ook, jy love carols, jy love Kersliedjies en ek ook. Ek het ook lank terug 'n Kersalbum gedoen, ek love Kersshows en toe hy my kom vra, toe dink ek wat 'n perfekte geleentheid om nog saam met iemand so nice op die lekkerste tyd van die jaar een van my favorite genres te sing en dit is carols. So it's been lekker. Dit is regtig 'n voorreg. Gees Charlize, dankie. Waardeer. Ons het nou net 'n bietjie gesels oor Kersliedjies ook, nee, dan daar is sekere Kersliedjies wat mense koppe vassteek. Vir my verander dit so elke nou en dan. Dan Ja. sit 'n White Christmas hier en dan sit Silent Night en dan Stille Nag en En daar is so baie. elke jaar is daar 'n liedjie wat so half gaan en dit lyk asof dit verander. Dit verander nou. Want Maar in mense kop ook. Afrikaans, Elke ja. jaar, so deur jy loop na Kersfees toe, is al heeltyd 'n ander liedjie in jou kop. Ja, somer Ja. Kersfees, Sonneblom uit Bethlehem. Ons kort bietjie meer Afrikaanse Ek dink ook dit Kersfeesliedjies. moet meer ingewerk word. Ons moet meer van dit hoor. So ek love die inisiatief wat jy gevat het. En nou die lekker ding is, nou kry ons die geleentheid om homself ook te skryf. Maar Charlize het saam geskryf, by the So way. yes, ag, dit is lekker. In die eindproduk het julle al twee saamgeskaaf, Ja. nee. Yes, ja, ons het saam geskaaf en dit is so met elke liedjie, dit gaan nie net oor jy's agter die mic en dan dis hoe dit gebeur nie. Dis 'n movie se proses. Almal dra by. Almal dra by en soos jy sê ons skaaf aan dit totdat ons albei gelukkig was saam met Dion Dele, Jacques Victor in studio wat ook ongelooflik is. Baie goed. So ek dink dit was 'n goeie team effort. Ek het die om alles basic bymekaar te lirieke sit. geskryf en toe kom Charlize en sy verander net alles en maak dit beter. Kyk, but that's what it's about. Is twee kreatiewe minds wat bymekaar kom en ons vat hierdie idee en ons bring dit tot lewe. So As mense Geseënde Kersfees luister,
Wat hoop jy kry die mense? Wat 'n gevoel? Okay, ek sal begin. Begin uitbreek jy die ys. Ek dink ons almal het soos 'n uitdagende jaar elke jaar. Het jy nou ooit iemand gehoor wat sê, luister, dit was 'n lekker jaar, dit was 'n maklike jaar, alles gaan goed. Nee, almal klaar. O, dit was 'n rowwe jaar, hoe ons deur dit. So ek dink net Desember veral wil mense net so bietjie soos rustig raak en gaan, Absoluut. weet jy wat, ons het nog 'n jaar oorleef. Ja. Ons soek daai vrede en vreugde saam met ons families. En ons wil nie nou dink aan werk of aan die feit dat ons te min geld het of wat ook al. En Ons al wil die regtig net stres van die relax. jaar, die letsels is gelos en ons moet embrace dat dit die beste tyd van die jaar is vir 'n rede. Gevoel van vrede. Exactly, en is vir my ook baie nostalgies. Dis daai warm gevoel wat jy kry, en dis vir my om vir mense ook net weer bietjie te herinner oor perspektief. En ons party mense wat dalk nie sit met familie of vriende nie en is dalk vir hulle alleen tyd. Maar op die ou einde van die dag kom Kersfees met sy eie, ek weet nie, Magic. Dit Ja. kom met sy eie magic. En deel van dit is om altyd te bly glo soos 'n kind. Sy het daai liriek geskryf en dis Ja. een van my gunstelinge. Ek dink 'n kind het altyd hoop en lewe in die oomblik. En ek dink dit is wat ek ook wou saam met Dankie, Frans Oprah. deurbring. Ja, nee. Oprah, hit me up. Maar ek dink ek stem saam met julle, dit is regtig tyd van hoop en of jy saam met iemand is en of jy alleen is, ek dink die hoop lê in die feit dat Jesus gebore is en daarin vind ons hoop. En ek is so bly julle het hierdie liedjie gedoen as 'n duet. Dit is regtig pragtig. Ons kan nie wag dat julle hom net vir ons gaan sing ook nie. Ons sien baie uit. Ons het opgewarm hoor. Ons is bly Die stemme hou so vroeg. Bietjie vroeg, Ek is bly julle is gereed. Ons is gereed daarvoor. Die kykers is gereed. So Yes. baie dankie vir die tyd en saam kuier volgende. Dankie Jane, dankie Pierre. Waardeer dit super baie. Waardeer altyd die geleentheid. Dis dan Charlies Berg en Fransje van Rensburg. Bly net op waar jy is want net hierna kom hy groot bederf.